Goeiedag, dit is maandagoggend die 1 Junie en hier in Amersfoort is dit toe van die mis. Ons kan amper nie iets sien nie en dis al klaar 8:30 in die oggend. Maar ons verwag die son behoort uit te kom. Vandag is deel van die wow belewenis, die wow ervaring van waarmee God besig is. Die Bybel begin mos op 'n wow manier, 'n asemrowende manier. Die skepping in Genesis 1. En dis 'n wonderlike verhaal want dit sê in die begin van die Bybel God het 'n wonderbare begin gemaak. In ons 12 artikels van geloof, die eerste reël sê ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Dis die begin. God het besluit en hy het alles begin. Ek lees in Genesis 1 so mooi, nê, dat dit was woes en leeg oor die aarde ensovoorts, maar die gees van God was toe hier teenwoordig en hoe het God begin skep, die lig en die donker en die droë grond, die water en die gewelf geskei, bokantse water en die onderste water en toe het God gesê dat die aarde sade of plante voortgroei, sade, elkeen volgens sy eie aard, pragtig. Elke boom volgens sy eie aard, diere volgens hulle eie aard ensovoorts. En toe die mens lees ons in vers 26, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere en oor die hele aarde en oor al die kruipende diere wat op die aarde rond beweeg. En God het toe die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. Pragtig, so gaan dit aan. En dan sê die Here, wees vrugbaar, vermeerder, geniet alles wat ek geskep het, sê God. En dis die wow belewenis. Vandag is deel van hierdie wonderlike verhaal wat nog steeds aangaan. En in hierdie verhaal word Jesus natuurlik ingeweef, Heilige Gees, en ek en jy het ook die ontsettende voorreg om vandag deel te wees van hierdie verhaal van God. En dit hou nooit op nie. Want voor Genesis 1 weet ons, was God altyd daar, was alles altyd daar, op 'n ander manier as wat in Genesis 1 miskien begin gebeur het, toe die mens geskep is. Maar ons het vandag die wonderlike voorreg om na God se beeld gemaak te wees, veral ons wat in Jesus Christus glo. Ons word herskep deur die Heilige Gees, weer, dat die beeld van God in ons al hoe meer na vore kom, en ons kan hom baie beter verteenwoordig hier op aarde, want ons is sy verteenwoordigers. Ons het die heers wat God sê in Genesis 1 bietjie verkeerd verstaan as mens. Ons het gedink ons mag maar hierdie aarde misbruik en gebruik tot ons eie voordeel, maar nee, natuurlik nie. Ons moes hier geheers het tot God se eer en tot God se verheerliking, sodat alles God se genade en sy liefde en sy wonder kan geniet. So ons as kinders van die Here kan dit vandag opnuut doen. Ons kan vir die Here leef. Ons kan alles rondom ons geniet. Die mis, die sonskyn of die reën, en ook al die ander negatiewe goed wat daarmee gepaard gaan, wat ons baie keer ervaar as negatief, nie waar nie, siekte en droogte, al hierdie dinge, dit is deel van God se skepping en dit alles vorm deel van hierdie wow belewenis. Die Here laat dit alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet, vir die wat hy liefhet. Lees ons Romeine 8 vers 28. Deel van God se skepping. Ek wil vir julle 'n storie vertel van Charles William Eliot. Hy was die professor van wiskunde en chemie en hy het die president geword van Harvard Universiteit op 'n stadium. En hulle het 'n nuwe filosofie gebou en hy het die voorreg gehad om hierdie filosofie gebou te open. En hy het sy fakulteitsmense bymekaar geroep ensovoorts en hulle gevra wat moet hulle bo op hierdie gebou sit? Spreek of 'n slagspreuk of iets. En hulle besluit toe na 'n bietjie beraadslaging, hulle sal 'n ou Griekse spreekwoord opsit wat lui: die mens is die maatstaf van alle dinge. En ek moet sê dit beskryf nogal filosofie. Baie interessant nie waar die filosofie gaan oor die mense denke en vra oor goed wat hy nie verstaan nie, waar hy vandaan kom en waaroor die lewe gaan. En somervakansie het gekom en na die vakansie kom die dosente en die studente terug en hulle sien die president het toe nou besluit om 'n ander slagspreuk op te sit op sy eie onkoste, hy het die vorige een afgehaal. En toe lees die slagspreuk uit Psalm 8 uit. Here, wat is die mens dan dat U aan hom dink? As 'n mens Genesis 1 lees en jy kyk na die wêreld rondom jou, dan is dit so. Here, wat is die mens dan dat U aan hom dink?
ons. Ag, dink die res van die skepping kan dit ook seker vra, Here, wat is die aarde dan, dat u aan die aarde dink? Wat is die sterre dan? Die sonnestelsels, die melkwegstelsels, die plante en die diere, maar God is die God van sy skepping. Hy bly vertrou, hy bly betrokke, hy onttrek hom nie. En ons sien dit in sy koms van sy seun na die wêreld toe. Mag jy vandag ook sommer hierdie wow belewenis weer hê. Want God is die skepper, hy is die Vader en hy sorg en voorsien ook vir jou. Kom ons dank die Here daarvoor. Here, dankie dat u die skepper is, die onderhouer van alles, dat u alles in stand hou, ten spyte van die feit dat dit partykeer lyk of dit uitmekaar uitval. Ons eer en aanbid u vanoggend en vandag as die skepper, die almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons bring al die eer aan u. Amen.